In die nuus vanaand nog 'n getuie vir die Mandlanga-kommissie wat beweringe van misdadigheid, inmenging en korrupsie in die polisie en regstelsel ondersoek. Nee, die minister van polisie Senzo Mchunu het sy magte oorskry. Die konstitusionele hof moet beslis oor wetgewing ten opsigte van onredelike oortuiging van seksuele toestemming. Goeienaand en baie welkom by die nuus in Afrikaans. Polisieminister Senzo Mchunu het nie die magte gehad om die polisie se taakmag vir politieke moorde te ontbind nie. En die geskorste adjunkkommissaris van polisie, Shadrack Sibiya, het nie die mag gehad om die opdrag te bekragtig nie. Dit het aan die lig gekom tydens die getuienis van die hoof van die polisie se regsdiens, generaal-majoor Marka van Rooyen, voor die Mandlanga-kommissie van ondersoek na beweringe van misdadigheid, inmenging en korrupsie in die polisie en regstelsel. Volgens van Rooyen het Mchunu buite sy mandaat opgetree toe hy gelas het dat die KwaZulu-Natal se taak mag ontbind word. Mchunu is op spesiale verlof geplaas nadat die provinsiale polisiekommissaris Nhlanhla Makwanazi hom betrek het by inmenging in operasionele sake van die polisie. Die 6de dag van getuienis voor die Mandlanga-kommissie het verdere vrae laat ontstaan oor Mchunu en Sibiya se redes vir die ontbinding van die taakmag. Van Rooyen sê ingevolge die polisie se regsraamwerk is die minister verantwoordelik vir die ontwikkeling van wetgewing en beleid en dat besluite oor kwessies soos die ontbinding van 'n taakmag by die nasionale kommissaris berus. From a regulatory standpoint and based on the legislative excursus detailed above, I am of a view that the decision to disband the PKTT as a task team lay within the exclusive authority of a national commissioner, and that the minister did not have the legislative authority to disband the PKTT, let alone the manner in which he did. Van Rooyen het 6 redes aangevoer vir haar siening, insluitend dat die regsraamwerk bepaal dat 'n minister nie op 'n operasionele vlak kan voorskryf hoe beleid geïmplementeer moet word nie. Sy verduidelik dat die toepaslike optrede vir die minister sou wees om te sê dat hy nie meer politieke moorde as 'n prioriteit beskou nie. Dan kon hy die nasionale polisiekommissaris vra om dit te oorweeg vir implementering, pleks van om te gelas dat dit gedoen word en hoe dit gedoen word. That constitutes not only an usurping of powers of a national commissioner, but also undermines the constitutional objects of a SAPS as set out in section 205(3), especially in respect of ongoing criminal investigations and the potential risk that further crimes may be committed. Van Rooyen het voortgetuig dat Sibiya nie die mag gehad het om Mchunu se opdrag uit te voer nie. Dit sluit in die verwydering van 121 dossiere van die KwaZulu-Natalse polisiehoofkantoor. It means the investigations are stagnant. Nothing is happening. On that investigation, you would expect the police to proceed as fast as possible and make a breakthrough. But the longer the dockets remain unattended, the more difficult it becomes to investigate that cases properly. Evidence get lost, witnesses forget with time, and therefore the investigation, any investigation, will be detrimentally affected if it is stored somewhere and no attention it doesn't receive attention in the furtherance of the investigation. Die verhoor word môre voortgesit met 'n ander getuie. Die minister van elektrisiteit en energie, Dr. Kgotsiyenso Ramokgopa, het 'n plan bekendgestel om ontslae te raak van ladingvermindering binne die volgende 12 tot 18 maande. Die minister sê die plan volg na die verbetering van die energiebeskikbaarheidsfaktor van 48% aan die begin van 2023 tot tans deurlopend meer as 70%. Volgens Ramokgopa gaan Eskom infrastruktuuropknapping doen en slimmeters instel, terwyl die regering die gratis basiese elektrisiteitsraamwerk oorweeg. Ramokgopa sê dat ladingvermindering diskriminerend is, omdat dit gekonsentreer is in armer gebiede. Gauteng word die ergste geraak deur ladingvermindering, met meer as 632.000 mense betrokke. Luidens die plan sal 145.000 van die gevalle binne 6 maande uitgeskakel word. Limpopo en Mpumalanga volg na Gauteng. Ladingvermindering in Noordwes, die Vrystaat en die Ooswes en Noord-Kaap is 'n veel kleiner deel van die probleem en kan binne 8 tot 12 maande uitgeskakel word.
Ramokgopa waarsku egter dat die proses slegs met samewerking van inwoners kan slaag. Absolute cooperation by communities will end it in the next 12 months. And in areas where we experience resistance, we'll invest time and effort to engage with everyone. And in that instance, then we might push it further by another 6 months. Volgens die minister ontvang slegs 485,000 Eskom kliënte gratis basiese elektrisiteitstoelaag van die 2,1 miljoen wat kwalifiseer. Our view is that with a smart meter, you don't have to pay provide the free basic electricity through a municipality. There's a technology platform you have. At the beginning of the month, you just preload the smart meter. It's got a unique number, you preload it. And then that's how we're going to close that gap. Ramokgopa sê met beplanning afgehandel om ontslae te raak van beurtkrag en ladingvermindering, kan die buitensporige koste van elektrisiteit aandag kry. Hy gee toe dat die prys van elektrisiteit sedert 2007 met 937% gestyg het, wat veel meer as inflasie is. Hy beloof 'n strategie om die krisis op te los. Napoleon Nyalungu is in die Mpumalanga Hooggeregshof in Mbombela tot 25 jaar direkte gevangenisstraf gevonnis vir die moord op 'n Duitse toerist. Jorg Schnaar, sy vrou en 2 ander persone is op die Numbi-pad na die Kruger Nasionale Park in Oktober 2022 aangeval. Schnaar, wat die voertuig bestuur het, is deur die venster geskiet en het later aan sy beserings beswyk. 2 ander verdagtes in die saak is intussen vrygelaat. 1. 25 years for murder, semicolon. 2. 10 years for attempted robbery with aggravating circumstances, semicolon. 3. 7 years for possession of unlicensed firearm, semicolon. 4. 2 years for possession of ammunition, semicolon. And 5. The sentences in 2, 3 and 4 above shall run concurrently with that in 1. Die staat het gevra vir 'n swaar straf, terwyl die verdediging aangevoer het dat Nyalunga rehabiliteerbaar is en vir 'n ligter vonnis gepleit het. We hope that this sentence will serve as a deterrent to those who are planning to commit similar crimes. Actually, we appreciate the work of the criminal justice cluster, ranging from the investigating team to prosecutors who made it possible. And also we appreciate the courage of the witnesses who gave overwhelming evidence that led to the conviction and sentence of the accused. Na die aanval op Schnaar en sy gesin, is sekuriteit op die Numbi-pad en by ander toeriste aantreklikhede aansienlik verbeter. Ons het oproepe en media onderhoude gehad van reg oor die wêreld vir 2 dae en die kansellasies was miljoene der miljoene op daai oomblik. So al wat ons kon doen was om die versekering te gee dat iets daaraan sal gedoen word. Dit het ons geskok tot in ons merg en been toe. Ons het ook verseker dat die familie na gekyk word terwyl hulle in Suid-Afrika was. Hulle het fantastiese support gekry onder ons Victim Support Program en ons het ook beloof en onderneem dat ons sal kyk dat hierdie dinge ophou gebeur. Nyalunga is sedert sy inhegtenisname in 2023 in die tronk. Begunstigdes van SASSA toelaas gaan volgende maand R10 meer kry. Die R10 verhoging is die tweede een die afgelope boekjaar vir bejaardes, mense met gestremthede en oorlogsveterane. Die sorgafhanklikheidstoelaag word ook met R10 verhoog. SASSA sê die verhoogde toelaas sal op die gewone betalingsdatums betaal word. Inwoners van Humansdorp in die Oos-Kaap is in rep en roer na die moord op 'n 18-jarige matriekleerling Liyola Wakeni wat op die skoolterrein vermoor is. Die inwoners het buite die Humansdorp Landdroshof betoog waar 2 van die 6 verdagtes vlugtig verskyn het. Wakeni het na 'n woordewisseling onnoodlottige steekwonde opgedoen en is op die toneel dood. Die saak van die 2 volwasse leerlinge is tot 2 Oktober uitgestel vir 'n borgtog verhoor, terwyl die 4 minderjariges steeds maatskaplike steun ontvang. Leerlinge van die skool beweer daar was voorheen gewelddadige voorvalle wat geen aandag geniet het nie. Werkersverbonde aan die Nasionale Unie van Metaalwerkers van Suid-Afrika, NUMSA,
By Steel Trading, 'n maatskappy wat gekontrakteer is by Sibanye-Stillwater, staak tans onwettig by die myn se K6-kag in Rustenburg in Noordwes. Die werkers lewer dienste soos die installering van metaalpype, rotsboorwerk en die sny van metaalpype. Hulle eis onder meer 'n salarisverhoging en het kwessies oor swak werksomstandighede geopper. Hulle beweer hulle het die afgelope 2 jaar geen salarisverhogings of bonusse ontvang nie. Intussen weier Steel Trading om kommentaar te lewer omdat die saak tans voor die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie dien. Die Konstitusionele Hof moet beslis oor wetgewing waar volgens verskeie beskuldigdes van verkrachting vrygespreek word en Palestynse ondersteuners beplan 'n groot optog Saterdag in Kaapstad. Bly ingeskakel vir die en ander nuus net hierna. Welkom terug. Die Konstitusionele Hof wil bepaal of huidige wetgewing oor seksuele toestemming in Suid-Afrika slagoffers se grondwetlike regte tot waardigheid, gelykheid, vryheid en veiligheid skend. Volgens regskenners kan die saak die manier verander waarop verkrachtingssake vervolg word en die skuldigbevindigingskoers verbeter. Onder die soeklig is die omstrede verdedigingsbetoog wat beskuldigdes in verkrachtingssake toelaat om aan te voer dat hulle aangeneem het dat die slagoffer toestemming gegee het, selfs al was dit onredelik. Die saak spruit voort uit 'n 2024 uitspraak deur die Noord-Gautengse Hooggeregshof waarin die beskuldigde vrygespreek is nadat hy beweer het dat die slagoffer toegestem het, al het sy hom gevra om op te hou. Die Hooggeregshof het later beslis dat die betoog ongrondwetlik was en dat die bewyslas onregverdig op slagoffers geplaas is. Advokaat Nazreen Raja Boetlender het regters van die Hoogste Hof gevra om die manier te heroorweeg waarop voorneme bepaal word in sake van seksuele geweld. In South Africa, between 2022 and 2023, 42,780 cases of rape were reported. 42,780. Of these, there were only 591 convictions. This translates to a 1.38% successful prosecution rate. 1.38%. Something is clearly wrong. As die hof saamstem met die Hooggeregshof se uitspraak, sal die parlement gevra word om die wetgewing te wysig sodat die betoog van subjektiewe aanname van toestemming geskraap word. Dit sal beskuldigdes in verkrachtingssake verplig om bo redelike twyfel te bewys dat daar toestemming was voordat die daad gepleeg is. Die Moslimregsraad en die Palestine Solidarity Campaign is oorgehaal vir die grootste optog in Kaapstad ter ondersteuning van die Gaza-bevolking in die afgelope tyd. Volgens die organiseerders word 100,000 betogers Saterdag verwag in die middestad vir 'n beroep op Israel om sy volksmoord in Gaza te beëindig. Ongeveer 100 organisasies het hulle deelname bevestig, insluitend burgerlike organisasies, intergodsdienstgroepe en politieke partye. Die Moslimregsraad bestempel die ontworteling van die Gaza-bevolking en die onteiening van hulle eiendom as onmenslik. Die raad sê die wêreld mag nie vergeet dat Palestynë onderwerp word aan 'n volksmoord en gedwonge hongersnood nie. Affirmed by countless UN resolutions, violations of international law, continuous settler colonial expansion, ethnic cleansing. You see, entire communities are being bombarded. They are ethnically cleansed. We can no longer be quiet. Die optog word bestempel as Suid-Afrika se gewete teen apartheid en onteiening. Die organiseerders sê hoewel hulle die regering se saak in die internasionale geregshof waardeer, vra hulle sterker optrede. Whilst all the focuses are on Gaza, look at what is happening in the West Bank. How the settlers are stealing the land of the Palestinian people. What a disgrace to the international community when they proclaim international law, human rights, women's rights, children's rights. It speaks about the highest order of hypocrisy. Die koalisie sê dat die tyd vir praatjies verby is. People come to the hospitals just to die. They don't even have painkillers to give to the people. We need to march as a people. South Africans as a whole need to dig deep into their past
and see what apartheid did to them. NGOs and civil society in South Africa need to march on Saturday. We need to stand up as a people. Die organiseerders wil hê dat die regering alle diplomatieke bande en die private sektor handelsbande met Israel moet verbreek. Sommige inwoners van Kimberley kamp al die afgelope 3 weke by die plaaslike treinstasie om toegang tot broodnodige gesondheidsorg te kry. Transnet se Pelopeppa-trein het die stad op 10 September bereik. Die trein moet egter langer as wat beplan is vertoef weens 'n toestroming van mense wat mediese dienste benodig en desperaat is om hulp te kry. Die Pelopeppa-trein sou op 8 September by Kimberley se stasie aankom, maar het die stad eers 2 dae later bereik weens kabeldiefstal. Toe die treindeure oopgaan, is talle mense wat probeer het om hulp by plaaslike fasiliteite te kry, uiteindelik gehelp. Pasiënte van Kimberley en naburige dorpe het diegene wat op die trein werk geprys vir hulle professionaliteit en kundigheid. Die diens is goed, is goedkoop, die staf is vriendelik en hulle ken wat doen hulle. Die diens is baie oulik, maar only this thing can Pelopeppa net die storie van die 2 days because of die grondmense die sukkel, especially die grondmense om 2 dae hier kom. Lyne kom maak vir die brille. Hierdie trein help ons baie. Daar's baie mense wat nie werk nie, wat werkloos is, soos ons. As jy hier na toe kom, jy weet daarom as jy soveel het, jy kan help kry. Professionele gesondheidsorgpersoneel op die trein bied tandheelkundige en oogsorg, algemene gesondheidsondersoeke en beradingsdienste aan. 'n Bril kos hier minder as R100. We ended up spending the 3 weeks in Kimberley because of the large demand of services that we have realized over time in Kimberley. So we're only not servicing Kimberley, also we're servicing the surrounding towns as well. Ten spyte van die lang rye en die opoffering om soms langs die treinspoor te moet slaap voordat jy 'n dokter kan sien, sê baie pasiënte dit is die ongemak werd. Die Pelopeppa-trein vertrek môre. Die meteoriet wat verlede jaar in St. Francis Bay en omliggende gebiede in die Oos-Kaap gesien is as 'n stuk van 'n akondritiese HED geklassifiseer. Dit is afkomstig van die asteroïde Vesta. Nou Vesta wentel in die hoofasteroïde gordel wat tussen Mars en Jupiter is. Die afgebreekte stuk wat gesien is Nueba gedoop nadat fragmente daarvan in Augustus verlede jaar in Kirkwood opgespoor is. Net meer as 'n jaar gelede het 'n helder blou lig in 'n hemelruim opskudding in die Oos-Kaap veroorsaak. Tientalle mense het die lig gesien en dit self op beeldmateriaal vasgevang terwyl dit die aarde se atmosfeer binne gedring het. We had to verify everything because there is a procedure here that has to be followed. We have to submit our description and a recommended name to the International Meteoritical Council. They have a special committee that does this. And they vetted it and they approved our classification, so we've done a good job. Data toon dat die meteoriet 2 ton geweeg het toe dit die atmosfeer binne gedring het. Die oorblywende fragmente wat vir die studie gebruik is, het maar net 500 gram geweeg. I mean, it's really a buzz. You know you've got this thing that has come from 150 million kilometers away. It's probably been in space for tens of millions of years since it departed from the asteroid that it was on. It itself, those rocks are older than anything on Earth by 300 million years. They are within 40 million years of the birth of our star and solar system. It's very, very humbling, very, very exciting to work on something like that. Uit die bevindings van die studie kon die seldsame meteoriet nie net geklassifiseer word nie, maar wetenskaplikes kry ook meer te wete van die ontstaan van ons sterrestelsel. Kim Daniels, SAIK nuus, Gqeberha. En nou vir 'n kykie na die markaanwysers, so kort gelede om 8:00. En dis dan al vir vanaand. Dankie vir die saamkyk. Die Afrikaanse redaksie groet tot môre aan. Mooi bly tot dan. Totsiens.
Goeienaand en hartlik welkom by die Weersentrum. Vanaand verwag ons enkele buie in die noordelike provinsies van Suid-Afrika. Dit strek van Botswana regdeur tot in KwaZulu-Natal en dan 'n matige sterk wind allangs die Weskus van die land en die res van die land sal mooi weer wees oor die Noord-Kaap, die Wes-Kaap sowel as die Oos-Kaap. En hierdie toestande geld dan vir vanaand. Nou kyk ons na die toestande vir môre en die nat weer wat strek oor die Noord-Kaap, steeds 'n matige sterk wind allangs die Weskus van die land en dan in die noordelike helfte van die land waar dit gedeeltelik bewolk sal wees. Dit is vir môre. Ons kyk nou na 'n waarskuwing wat uitgereik is. Dit is vir vanaand ewige donderbuie wat kan voorkom in die Noordwes provinsie sowel as 'n gedeelte van Gauteng. En nou kyk ons na die temperature in Pretoria. Dit is waar ons begin. Oor 'n nag sal dit daar koelerig wees en dit is 13, later 24 in Pretoria, Vereniging 12, later 25, Bronkhorstspruit is 'n maksimum sal 24 grade Celsius wees. Die volgende provinsie nou noordwaarts in Limpopo 27 in Musina en Phalaborwa 28, oornag in Bella-Bella 13, later 29 en gedeeltelik bewolk in hierdie gedeelte van die provinsie. Ons volgende provinsie dan is dan Mpumalanga, ook koelerige weer, deels met die uitsondering van KwaZulu-Natal, eerder Skukuza 31 wat dit daar gaan wees môremiddag en dan ook in Standerton 9, later 24. Die volgende provinsie nou is KwaZulu-Natal, matige temperature daar, oornag in Durban 15, later 23 en Kokstad 22 sal die maksimum wees. Ons volgende provinsie is die Oos-Kaap, koelerig in Gqeberha 6, later 22, Oos-London 21 grade Celsius en sonnig môre in Willowmore 24. Die volgende provinsie, die Wes-Kaap in die noorde, Vredendal waar dit baie warm sal wees langs die Weskus 35 daar. In George gaan dit dan 21 môre middag wees, oornag 9 daar. Nou beweeg ons weer noordwaarts en in die Noord-Kaap. Appington 32 in die noorde waar dit nat sal wees, Kuruman 27, oornag in Sutherland 2, later 26 grade. Nou terug in die binneland en dan in die Vrystaat, Vicksburg 23, Gariepdam 1, later 25 en dan die laaste provinsie is Noordwes en dit sal nat wees oor die hele provinsie, Lichtenburg 28, Taung 12, oornag 28 en warmer in Tosca 31 is die maksimum. Dis dan al van die Weersentrum. Goeienaand.